Dis vir my so groot voorreg om u vanoggend weer eens te bedien in die naam van Jesus. En ek wil hê dat u moet aandagtig luister vandag. Wag dan liewers tot die huis stil is en u 'n stil oomblik het om hierdie woord wat die Heilige Gees so mildelik voorsien het, dan na te luister. Want ek is seker, dit gaan 'n ander siening, dit gaan 'n ander besef tot u bring. En u geloof gaan definitief daardeur versterk word. Ek wil begin daardeur om 'n storie te vertel. Hartlik goeiemôre en baie welkom. Daar was eendag 'n vroutjie wat met haar kind gebly het op 'n afgeleë pad. En hierdie spesifieke aand waarvan ons praat, het dit verskriklik gereën en die pad was modderig en so voorts. En sy was maar daar na huis doenag en sy was besig om te bid. En skielik is haar klop aan die deur. En toe sy die deur oopmaak, toe staan daar 'n man vol modder, sopnat gereën. En hy sê, mevrou, ek het verdwaal, ek was op pad na 'n konferensie toe. En vir een of ander rede het ek die pad duister geraak. My motor het vasgeval in die modder. En ek het geloop en gedink, wag, ek gaan kyk waar kan ek 'n huis kry, en u was die eerste huis op my pad. En die vrou nooi hom toe in, beleefd, en ja, met sy moddernat klere loop hy toe in die huis in, en sy bied toe vir, sy wil vir hom 'n koppie koffie maak, en sy maak vir hom 'n koppie koffie. En die man gaan sit toe daar aan die een kant, drink lekker aan die warm koppie koffie, en hy sien dat hierdie vrou kniel weer hartstogtig by haar kind se krib, en sy bid weer vir haar kind. En na sy klaar gebid het, staan die man op en hy loop na haar toe en hy vra vir haar, maar weet jy, hoekom bid jy? Wat is fout met jou kind? Sê sy, nee, my kind is baie siek met 'n baie seldsame kanker, en daar is 'n dokter wat my kan help, wat spesialiseer in hierdie spesifieke tipe kanker, maar ongelukkig, ek het geen inkomste nie, en my man is al oorlede, en ek het net eenvoudig nie geld om my kind by hierdie dokter te kry nie. En sy noem toe die dokter se van. En hierdie man raak stomstil, en in sy hele binneste weet hy, dat met alles wat vanaand of vandag op hierdie pad gebeur het, was dit juist dat hy by hierdie vrou moes uitkom. Hy was toe die dokter, wat 'n skielike konferensie moes gaan bywoon. En so het God dit behaag, dat hy by die vrou moes uitkom. En nou wil ek na die skrif toe kom. Jy weet, Hebreërs 11 vers 1 sê vir ons, die geloof is dan 'n vaste vertroue. 'n Vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. En dit is ook 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. As ons kyk wat vers 6 sê, en sonder geloof, sonder hierdie geloof, is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo, dat hy God is, en 'n beloner is, van die wat hom soek. Somtyds gebeur daar dinge in ons lewens, wat ons dink, maar hoekom staan ek nou by hierdie saak? Hoekom het hierdie ding van gister of eergister of die vorige week gebeur, wat veroorsaak het dat hierdie saak so kwaai op my hart lê, en dalk in my gedagtes. En somtyds word ons op paaie afgelei, en ons verstaan nie, hoekom ons op hierdie pad afgaan nie. Maar het ons al ooit daaroor gedink dat God dit so bestuur het? Dat dit so is, soos Hebreërs 11:1 sê, dat ons kan nie sien in die toekoms in nie, maar God weet. En juis is ons op daai pad, omdat ons hoop op hom plaas, en hy kan ons gebruik as werkers vir Christus. En om die einddoel te bereik, vir die dame se bede op haar knieë. Daar was geen ander moontlike opsie vir haar, as om hierdie dokter laat hy kan self sien,
dat hierdie kind siek is en dan sy dienste verniet vir haar gee om hierdie kind te kan help. Ek laat hierdie saak vanoggend by u dink bietjie net terug aan die dinge wat dalk gister, 'n dag voor dit, laasweek gebeur het, wat u tot 'n ander besef gebring het, en u tot tog nader gebring het aan die woord van die Here. Ek is pastoor Gary, brood en water 5 minute woord seëngroete, en weet net, Jesus is baie lief vir u. Amen.